So Anton, vandag se onderwerp gaan oor my werk definieer my. Maar is dit gevaarlik? Nou dit is 'n interessante vraag want ons praat so baie oor werk en balans in jou lewe en na jou lewe. En sodat ek kan dink hierdie vraag sal dan uitkom. My werk is my hele lewe. Dit is wat ek sien as my hele identiteit. Is dit dan gevaarlik of mag 'n mens maar so voel? Kyk, ek dink as jy nuwe mense ontmoet, wat naby jou bly of wat kom intrek het of wat jy weet van die vriende van jou wat jy raakloop en daar's ander mense wat by hulle is. Dit vat nie lank voordat iemand vra, maar wat doen jy nie of wie is jy? En as iemand vir jou vra wie is jy, dan sal jy nie noodwendig sê ek is 'n ekstrovert nie, of jy sal ook nie sê noodwendig sê, weet jy wat, ek is iemand wat lief is vir tuin maak of so voorts nie. Natuurlik kan jy dit sê, as dit so toepaslik is in die gesprek, maar baie keer sal dit baie vinnig uitkom op wat mense se beroep is. En ek dink dit is 'n baie natuurlike ding, want mense probeer aanhegpunte vind by mekaar om te sê, o ja, my pa was ook 'n onderwyser gewees, of ja nee, ek het ook nogal oorweeg om medies te gaan swat en toe nie. So dan help dit ons in terme van ons gesprek. Maar ek dink die ander deel daarvan net vinnig is dat ook natuurlik vir baie lank het mense vanne gehad wat na hulle werk verwys het. So iemand was 'n smid gewees of 'n bakker of 'n visser. Of 'n wagenmaker. So daardie vanne was so duidelik gekoppel aan die werk wat hulle gedoen het, dat dit amper deel van hulle identiteit was. Jy het na die smid toe gegaan en hy was 'n smid gewees, of jy het jou brood gaan koop by die bakkery en die persoon daar se van of sy naam was bakker gewees. So dit het baie deel van nie alleen identiteit geword nie, maar ek dink ook in terme van wat mense gedoen het wat vir hulle waarde gegee het. So deur brood te bak in jou klein dorpie of om die perde se hoewe skoon te maak en vir hulle nuwe yster aan hulle voete te sit. Daardie werk het vir jou waarde gebied en vir die mense rondom dit. Maar ek dink die ander gedeelte van dit is ook dat dit kan baie moeilik raak as mens jouself net definieer in terme van jou werk. So dis amper asof jy impliseer, dis die enigste plek waar jy betekenis kry of waar jy waarde het of waar jy behoort. Want ek dink dit is wat mens moet hier duidelik maak, is wat beteken definieer en wat beteken waarde. Want dit is baie keer kan mense jy weet hulle self van die voet skiet want hulle vat dit te ver. Ons vat mos alles te ver. Alles is mos te groot, die eensambreel. So baie keer kan ons nou lees, jy moet nie dat jou werk jou definieer nie, maar dan dink ons ek is so lief vir my werk. Miskien word ek heeltemal gedefinieer deur my werk. So kan ons miskien meer daarin gaan net oor wat presies beteken dit. Ja, ek dink dit beteken nie dat jou werk jou nie ook definieer nie. Veral as jy baie lief is van jou werk of selfs as jy baie goed is daarin. En kom ons sê iemand wat 'n baie goeie atleet was, hulle het by die Olimpiese spele deelgeneem en jy sien daardie persoon, jy sal sê, o ja, kyk daar loop so en so. Onthou jy, hy het 800 meter gehardloop by die Olimpiese spele of so iets. So ander mense begin jou dan ook definieer op grond van jou prestasie. Hier is hierdie persoon en weet jy wat, hy was die argitek van daardie baie goeie gebou in Kaapstad gewees, byvoorbeeld. So daardie beskrywinge wat bykom, dink ek gebeur baie outomaties, maar ek dink weer, dit raak problematies as dit jou enigste beskrywing van jouself is of jou enigste verstaan is van jouself. Ek dink 'n deel daarvan wil ek ook net bysê, bietjie meer van 'n sielkundige prestasie, bietjie meer van 'n sielkundige perspektief is dat baie mense het ook geleer, as ek nuttig is ek veilig. So met ander woorde, as ek 'n sekere werk doen, as ek vir sekere mense ondersteuning gee in my werk, as ek 'n bydrae lewer, dan het ek 'n plek waar ek behoort en dan gaan ek nie daardie veiligheid verloor nie. Ek dink die tweede punt is ook dat ons baie keer kan fokus op prestasie in werk. So as ek presteer in my werkplek, dan beteken ek iets. En as ek baie goed doen, dan kry ek nie net baie goeie positiewe terugvoer nie, maar dit gee weer eens daai
rol vir my of selfs 'n titel vir my in die oog op 'n verhoging of 'n beter pos in die toekoms. Maar dan moet ek aanhou presteer. En ek dink dit is waar daardie druk ook opbou in terme van ek moet nuttig bly of ek moet bly presteer, want as ek dit nie in my werkplek doen nie, wel wat anders. So jou fokus word dan so op jou werk. En ek dink baie keer ook in beroepe waar mense baie lang ure werk, is daar hierdie geneigtheid om te sê, weet jy wat, so ek moet die heeltyd op diens wees. Ek is as dokter heeltyd op roep, behalwe nou die 10 ure wat ek al reeds by die hospitaal spandeer het, mag ek dalk teruggeroep word. So dan is jou hele lewe baie geskoei op nie alleen jou beroep nie, maar dit wat jy bied vir ander mense. En dit bied baie waarde vir ander mense, absoluut. Maar in die proses kan jy ook aspekte van jouself afskeep of selfs verloor. Weet daardie tyd wat jy wegstaan van die werk af en na jou fisiese gesondheid kyk of jou verhoudinge met mense rondom jou. Want dit is asof hierdie koepel waaronder jy is wat jou werk is, nie regtig vir jou spasie laat in terme van tyd en energie om iets daar buitekant te gaan doen wat ook jou identiteit kan verbreek nie. Sou mens kon voorstel dat in die konteks, binne die konteks van jou beroep, kan mens begin om te identifiseer al die rolle wat 'n mens vervul. Met ander woorde, ek is 'n argitek, maar ek is ook 'n Nors kollega. Ek hou nie daarvan om die ander te help nie. Of ek is 'n baie gawe kollega, ek is 'n baie hulpvaardige kollega. Ek is 'n goeie leier of nee, ek is 'n baie beter ek volg leiers baie goed. So, om daar te begin binne daai konteks in plaas van nou weer buite die konteks te begin en gaan, goed, ek is ook 'n pa en dan is ek dan so en so en so. Help dit om dit so eenvoudig 'n lysie te maak van wat is jy, hoe is jy, waar is die goeie punte, waar kan jy dalk 'n bietjie beter wees? Is dit wat ons sê? Nee, ek dink dit is 'n baie belangrike aspek daarvan, maar ek dink dis ook om 'n bietjie terug te gaan in tyd om te sê, maar wie was jy? Wat was die dinge wat vir jou in die verlede belangrik was? Wat het jy vreugde uitgevind? Waar het jy regtig diep belangstelling in iets gehad of wat het jou familie gedoen wat vir jou belangrik was en wat het geword daarvan? So ek dink binne die werkplek presies wat jy sê, weet jy wat, ek kan sê dat ek baie goeie verhoudinge het met my kollegas en met kliënte as argitek, maar ek haat die administrasie. Weet, ek kan nie die finansies doen nie. So ek het ander mense wat dit doen. So dis op my swakpunte wat betref my werksrol. Maar toe ons groot geword het ons baie keer by die see, by die rotspoele gaan sit en net daar sit en gesels en uitgekyk oor die see en gesels oor dinge. En dit het iewers te verlore geraak. So miskien is die vraag ook, wat is dit wat ons daar nie net by die werk doen wat belangrik is in hierdie verskillende rolle nie, maar waar ons ook dalk sekere aspekte van ons menswees en ons verhoudinge oor tyd afgeskeep het. So ek wil amper sê die probleem is nie net noodwendig die werk wat ons doen nie, maar die probleem is vir my ook wanneer jou betekenis, jou waarde en jou sense of belonging alles net een adres het en dis jou werkadres. Ek wil net teruggaan na die oorspronklike vraag en die vraag is my werk definieer my, maar is dit gevaarlik? Nou die woord gevaarlik is nogal 'n sterk woord. So ek wil net terugkom so antwoord, is dit gevaarlik en hoekom is dit gevaarlik? Ek bedoel, hoekom mag mens nie maar so eendimensioneel leef nie? Hoekom sal mens wil, Lise? Ek dink dis juist vir my so belangrik dat mense soos diamante is. Dat jy wil nie net 'n 1 karaat diamant wees nie. Jy wil 'n diamant wees met baie karate. So met ander woorde baie meer dimensies. En om regtig te groei buitekant net wie jou werk is so belangrik. En ek dink veral as jy nie gelukkig is in jou werk nie. So as jy nou vir iemand sê ek is 'n prokureur en ek haat dit elke dag wat ek moet ingaan kantoor toe, of ek is 'n iemand wat so lief is vir die buitelewe, maar nou moet ek in IT werk en ek sit elke dag net voor my rekenaar. So daardie werkervaring en jou siening van jouself in die werk raak dan baie problematies. Want dit sê die hele tyd vir jou, dis nie 'n goeie plek nie. En dit is nou wie ek is. En ander mense sien my as 'n prokureur of ander mense sien my as 'n nerd omdat ek net voor die kantoor se rekenaar sit in die nag lang ure.
Maar hulle besef nie ek het in die verlede gehou van branderplankery nie, of ek het in die verlede baie gehou daarvan om te gaan gitaar speel in 'n orkes of iets soos dit nie. So ek dink dit is daai aspekte van ons ander dimensies, ons die ander karaat ontwikkelinge wat daar dalk was in die verlede van ons diamante wat verlore gegaan het. So ek dink dit is belangrik dat ons vir onsself ook sê you are more than what you produce. So jy is meer in terme van dit wat jy doen en ek dink weer die ander gedeelte van dit is dat ons het ook nodig om vir ons families te wys, die mense rondom ons, weet jy wat, ek is nie net eendimensioneel nie, want dit is ook 'n belangrike voorbeeld dat hulle ook kan leer. Hulle hoef nie net eendimensioneel te wees as hulle dink aan 'n werk, in 'n toekomstige studieloopbaan of as hulle dink hoe hulle na hulle self kyk nie. Mense, as jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Sy besonderhede sal beskikbaar wees by hierdie gesprek. So kyk gerus daar, deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie en soos altyd die heel belangrikste. Kyk mooi na jouself.